Goeiemôre radioluisteraars, ons bid saam en ons kom in die teenwoordigheid van die Here. Abba Vader, baie dankie dat U ons God is, dankie dat ons weet U hand is oor ons, en dankie Jesus dat U ons verlosser is, Here dat ons weet U tree vir ons in, en dankie Heilige Gees dat U binnekant in ons is, om te werk en om die verandering te bring. Ons eer U Here. Dankie, dankie, dankie. Amen. Nou, jy het seker ook al baie gehoor in hierdie tyd veral, dat die hele skepping in barensnood is vir die openbaarmaking van die kinders van God. Nou, vanoggend wil ek met jou gesels oor hierdie waarheid, dat wanneer jy besef, God het jou lief, hoeveel goed in jou lewe nie sal verander nie. Ons kyk in hierdie gedeelte van Lukas 3 vers 21. Nou kom ons skets die hele verhaal langs die Jordaanrivier. Ons kyk in die Jordaanrivier, daar staan Johannes die Doper, die ou lyk nie baie goed nie. Hy dra kameelhare jas basies wat hy dra. Hy eet nie goed nie. Hy eet ook onder andere sprinkane. En hy is hierdie profeet wat hard uitroep. En dit is nou nie iets wat die woord sê, wat die volk verwag het, hoe die een sal wees, wat die pad sal kom voorbereid vir Jesus Christus se koms nie. Nou daar staan Johannes die Doper in hierdie gedeelte, veral as jy nog al ooit in die Jordaanrivier was, vat my altyd so diep. Hy staan in die Jordaanrivier en hy sien hoe die mense nader kom om hulle te laat doop. Hy kom onder andere en hy sê ook vir hulle dat hulle vir die regte rede moet doop. Maar as hy opkyk, dan sê hy hierdie woorde, dan sê hy, en daar is die lam van God, die een wat die sondes van die wêreld sal wegneem. En hy sê die volgende, ek is nie eers werd om sy skoenrieme vas te maak nie. Ander skrif sê, om sy skoene te dra nie. Dit is hy wat na my kom, wat julle sal doop met die Heilige Gees en met vuur. En volgende week gaan ons by hierdie gedeelte stil staan, want daar is 'n enorme skatkis in hierdie gedeelte. Ek sê vir jou, as jy dit snap, dan kry jy 'n skatkis in God se koninkryk wat jy nie geweet het bestaan nie. Maar hier gaan ons lees uit Lukas 3 vers 21. En die hele volk het hulle gedoop, en Jesus is ook gedoop. En hy was besig om te bid, en die hemel het oopgegaan. Nou dit sê Lukas vir ons. En dan sê hy, die Heilige Gees het in 'n liggaamlike gedaante soos 'n duif op Jesus neergedaal. En 'n stem het uit die hemel uitgekom wat sê, U is my geliefde seun, in U het ek 'n welbehae. En Lukas wil vir ons duidelik sê dat Jesus omtrent 30 jaar oud was toe hy begin leer het. En hy was, soos wat hulle gemeen het, met ander woorde hoe die ander hom gesien het, die seun van Josef. Hulle het nie besef dat hy die seun van God is nie. Nou duidelik hier staan dit uit, sy bediening het begin omtrent op 30 jaar. Maar weet jy wat staan vir my fantasties uit in hierdie gedeelte? Nog voordat Jesus iets gedoen het die hemel bo hom oopgegaan en God het gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Voordat jy nog enigsins gebore was, in moederskoot was jy reeds, het God jou reeds eenkant gesit. En ek wil hê jy moet hierdie prentjie saam met jou vat, waar ons gaan kyk hoe die hemel vir Jesus oopgegaan het, en God in 'n harde stem gesê, dit is my geliefde seun. So baie het ons 'n stryd in hierdie lewe, ek wil amper sê 'n helse stryd, wat ons deurgaan, dag vir dag. Ek ken nie jou stryd nie, jy ken nie my stryd nie. Maar iewers along the line,
wil ek en jy net goed genoeg voel. En baie keer, wanneer ons by die Here uitkom, dan kom ons uit in hierdie gedagte, hierdie mindset, ek moet ook goed genoeg wees vir God. En dan begin ons besig hou met goed, wat niks met God se liefde te doen het nie. En ek wil hê ons moet gaan kyk vanoggend, na waar Jesus in die Jordaan was, en die hemel vir hom oopgegaan het. Ek dink, in die hemel, moes daar soveel joy gewees het. Ek dink, die engele het gejuig. Ek dink, die 7 geeste voor God se troon was so gereed net gewees om op Jesus te gaan rus. En ek kan net dink hoe die Heilige Gees in daardie opgewondenheid was, om te weet dat hy in Jesus sal kan ingaan. En dit gaan ek later ook volgende week meer oor praat. En God wat na Jesus kyk met hierdie met hierdie bewondering en sê, dit is my geliefde seun. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Nog voordat Jesus enigsins iets gedoen het. Nou ons weet, baie belangrik, dat Jesus op 8 dae besny was, as jy kyk na Lukas 2 vers 21. Ons weet ook, dat hy as 'n 12-jarige jong seun op soek geraak het, waar sy ouers hom gevind het in die tempel tussen leraars, Lukas 2 vers 42, toe dit die gebruik was waar hulle opgegaan het met die fees. Dit is goedjies wat ons weet van Jesus, ons weet van sy geboorte, sy besnyding, ons weet as 12-jarige was hy op soek gewees. En ons weet ook daar, het hulle gedink in die reisgeselskap wat hy dagreis ver gegaan het, het hulle onder familie en ander bekendes begin soek. En toe hulle hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en hulle het hom gesoek. En na 3 dae, weer hierdie belangrike na 3 dae, het hulle hom in die tempel gevind, terwyl hy in die midde van leraars sit en luister en hulle uitvra. En almal wat na die 12-jarige seun geluister het, was verbaas gewees oor sy verstand en oor sy antwoorde. En toe hulle hom sien, was hulle versla. Sy moeder, kan ek net dink hoe kwaad was sy gewees, sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek. En Jesus sê, waarom het u my gesoek? Hoor om te veel respek praat hy. Het u nie geweet, ek het in die dinge van my vader moet wees nie, en dat hy die woord wat hy gesê het, nie verstaan nie. Ek wil terugkom, na daardie oomblik toe, in die Jordaan, daar waar Jesus sy amp opgeneem het. Nou in Matteus 28 vers 19, lees ons net so voor Jesus se hemelvaart, dat hulle gedoop moet word, die disippels, die mense moet gaan doop, alle volke, nasies, tale, die woord gaan verkondig, en die mense doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So, iets, toe Jesus opgedaag het, by die Jordaan, het hy nie opgedaag, om gedoop te word, in die doop, soos ek en jy dit ken, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Lees hierso. Toe hy by die Jordaan aankom, Matteus 3, het Johannes hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word, en u kom na my toe. Hoekom het Johannes Jesus so teëgegaan? Want Johannes was besig daar gewees, met ook die doop wat ons van praat, die sondaardoop, om af te was, die reinigingsdoop, om by daardie plek te kom en te sê, maar jou sonde is afgewas. En ons weet, Jesus het geen sonde gehad nie. Maar hoekom sal Johannes hom teëgestaan het, as Johannes ook geweet het, dit is die doop, die mikva, wat beteken, in daardie doop, neem jy jou amp op. Hoekom sal Johannes Jesus daar ook teëgestaan het?
want dit was die gebruik gewees, dat die priester hierdie rabbi sou ingeseën het dan, kan ek sê, ingeseën het onder die water, die mikva, en dan 'n seën oor hom uitgespreek het, dat hy sy ampt kan vat. En hier kom staan Johannes Jesus teen, hy sê nee, want hy het geweet, onthou, hy het gesê, dit is die lam van God, hy is die een wat na my gaan kom, wie ek nie eers werd is om sy skoene enigstens aan te dra, of sy skoenrieme vas te maak nie. Johannes het dit geweet. Hoor wat sê Jesus. Jesus sê, laat dit nou toe, want so pas dit om alle geregtigheid te vervul, en daarna het hy hom toegelaat. En hoor mooi, ons kyk mooi hierna. Johannes staan in die Jordaan, hy staan in diep water. Hoekom weet ons dis diep water? Want 'n mikva beteken, jy gaan onder die water deur. Dit is wat die doop daar beteken het, hoe hy hulle gedoop het. En hier staan dit, nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water uit opgeklim. En met eens gaan die hemele oop, en hy sien die Gees van God, soos 'n duif neerdal op hom. En daar kom 'n stem uit die hemel uit wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. So kom ons kyk hier. Jesus gaan na die Jordaan toe. Hy raak weg onder die water, in die mikva, soos hy gedoop word, dat daar niks van hom gesien kan word nie. Hy kom uit die water uit. Hy sien hoe 'n duif soos die Heilige Gees, die Gees van God op hom neerdal. Die hemel gaan oop, en God praat met 'n hoorbare stem. Dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. God het nie 'n welbehaag in jou, omdat jy vir hom goed doen nie. Want eerlik, ek en jy kan nie vir God goed doen nie. Ek en jy is maar net die kanaal, deur wie God goed doen. Die heel eerste, het nie daaroor gegaan oor wat Jesus gaan doen nie. Die heel eerste het daaroor gegaan, dat Jesus aan die geregtigheid van God gaan voldoen het. En as ek en jy heel eerste in ons lewe kom by die plek, dit is nie my geregtigheid nie. Dis nie ek wat 'n goeie lewe lei nie, maar dis Jesus in my wat daardie lewe lei. Hy is die voorbeeld in my, en daarvolgens leef ek. En daar sien ons, hy kom uit die water uit. Die Gees van God wat op hom gaan rus, die Heilige Gees ook. Maar toe gebeur daar die wonderlike iets. Die hemel gaan oop. 'n oomblik waar die hemel oop gegaan het. Die hemel het oop gegaan, omdat God hierdie woorde wou sê. Ek het jou lief. Jy is my seun, en ek het 'n welbehaag in jou. Jy is vir my belangrik. Dit is die plek waar ek en jy moet uitkom. In daardie plek, ek weet, God het my lief. En weet jy, dis maklik vir ons om te sê, ek weet dit. As jy dit weet, hoeveel plek maak ons vir dit? Jesus het dit geweet, maar hy moes plek gemaak het in 'n oomblik, in 'n ruimte, sodat wat God sê, gehoor word en binne hom ingaan. En daardie plek waar hy dit gaan doen het, in daardie mikva,
daar waar hy onder die water gegaan het, daar waar hy eintlik ook maar gesê het, want dit is wat 'n mikva eintlik is as jy in jou calling begin opstaan. Dis nie my wil nie, maar dis u wil. 'n Mikva was gedoen gewees waar hulle aan dooie mense geraak het of aan dooie diere, waar daar met ander woorde iets aan hulle kon gekleef het wat onrein was. Vrouens moes gereeld vir 'n mikva gegaan het, na hulle menstruasiesiklus wat hulle onrein beskou was, soos Batseba ook, sy het 'n reinigingsbad gevat, daartoe koning Dawid daar raak gesien het. Dan sal jy ook gesien het voor die Paasfees, het hulle vir 'n reiniging gegaan, sodat wanneer hulle hierdie offer aanneem van die Pesach, dat hulle rein is. En so het hulle in hierdie tradisie die mikva geken. Hulle het ook dit as 'n reinigingsbad van sonde gesien. En nie een van hierdie goed het Jesus nodig gehad nie. Maar Jesus het nodig gehad om aan alle geregtigheid van God te voldoen, dat hy God se verklaring in sy lewe sy eie maak. Hy is God se geliefde seun. En wanneer ek en jy gaan kom by daardie plek, waar die hemel vir ons oopgaan, en ek is 'n groot voorstander vir dat as Jesus hom laat doop mikva het, dat ek en jy dit ook moet doen. Dat ek en jy ook op 'n plek moet kom waar ons duidelik die verklaring maak in ons eie lewe en die vyand wat toekyk, dat dit nie meer ons is wat lewe nie, maar Jesus Christus in ons wat lewe. Ons lê daardie ou lewe af en ons aanvaar God se nuwe lewe wat hy vir ons gee. So ons kom by daardie plek vanoggend, waar ek en jy, waar ons staan in dalk watter tipe diep water. Want dit is in diep water waar jy nodig het om soveel te meer te weet, God het jou lief. Want as ons in daai plek kom, dan kan ons nie verstaan, maar as God 'n God van liefde is, hoekom laat hy dit toe? En hier kan die antwoord vir jou ook wees, sodat aan alle geregtigheid voldoen kan word. Dat ek en jy kan besef, dit sal nie 'n mens wees nie. Dit sal nie 'n instansie wees nie. Maar dit sal God se plan vir jou wees, wat jou uit dit sal gaan uithaal. Dat ons sal kom op 'n plek iewerste, nog voordat ons bid of voordat ons vra, net om so stil te raak, by 'n plek, wat in ons lewe 'n punt sal wees, waar ons sal sê, Here, ek weet, ek erken dit, ek leef nog glad nie in daardie mens wie ek behoort te wees, om te kan verstaan hoe lief U my het nie. Here, ek is nog nie by daardie plek nie. Want as ek en jy kom by daardie plek en ons hou ons nie slim nie en ons sê, Here, ek is nog nie by daardie plek nie. Kan God jou leer? Kan God vir jou help? Maar as ons kom by 'n plek waar ons arrive het, waar ons maar net aangaan en aangaan en aangaan, ons staan nooit stil by God se liefde nie, dat ons daardie liefde kan verstaan nie, dan sal ons op 'n plek kom waar ons arrive het, sonder hulp van God. En is dit nie dan die gevaarlike plek in ons lewe, waar ons met soveel goed wil oorwin nie? Ek het laas gesê, ons dink ons hart word bewaak, maar dis nie waar nie. Ons maak eintlik ons hart sterk, deur hierdie emosies en gevoelens in ons te vat, wat uit die diep water uitkom, wat nie uit die hemel uitkom nie. Daai emosies in ons te vat om te wys, maar die lewe sal my nie breek nie.
Hierdie ding van, niemand sal my seer maak nie. Hierdie ding van, maar ek sal wen. En is dit nie eintlik die teenoorgestelde wat Jesus ons daar kom wys het nie? Jesus het nie in daardie Jordaan ingegaan om te sê, hey, I am the hero, I am the champ nie. Hy het in daardie Jordaan ingegaan waar hy vir Johannes die Doper gesê het, so moet jy dit toelaat dat ek in alle geregtigheid van God kan voldoen, kan volbring. En die grootste geregtigheid wat in jou en my lewe volbring kan word is, God het my lief. God het my lief. Nog voordat ek iets gedoen het. Wat ek ook al moet face, God het my lief. Of ek in 'n angsaanval lê en bewe, God het my lief. God het volmaakte liefde in hom. Maar hy wil hê, daar moet iets met my gebeur. Ek moet in hom immerse word. Ek moet in hom verdwyn. Ek moet in hom gaan daardie tye, dat hy my sterk toring is. Ek moet uit daai gevoelens uit wat in my siel is, in my gees gaan, en ek moet daar die plekkie gaan soek van God het my lief. Al gaan dit hoe? In transaksies. Al gaan dit ook in 'n hofsaak. Al gaan dit deur 'n egskeiding. Al gaan dit by 'n oop graf. Al gaan dit deur wat ook al. 'n Tyd om te gaan stil staan en te sê, God het my lief. En as daardie woorde, wat hy vir Jesus gesê het, in jou ingaan, dan sal jy ook beleef, dat die Heilige Gees soos 'n duif op jou kom sit, en die 7 geeste van God op jou rus. Dan sal gevoelens wat in jou is, wat jou woedend maak, wat jou dalk van jou kop afdryf oor woede, dan sal angs, wat jou so versmoor, dan sal daardie gevoelens van ek is niks werd nie, ek word nie raak gesien nie, ek sien nie uit na die dag van môre nie. Dan sal daardie vyand wat op jou hakke is, deur God se woorde tot stilstand geruk word. Ek het jou lief. En dit is wat Jesus aan daardie kruis vir jou kom wys het, wat is God se geregtigheid. Toe Jesus gesê het, dit is volbring. Dis nie net die kruisiging wat hy vir ons deurgegaan het nie. Dis elke woord wat God oor jou en my gespreek het, wie verborge is in Christus Jesus. Vat saam met jou die volgende. Nog voordat Jesus enige iets kon gedoen het, op 30. Weet jy hoe baie mense, jong mense, dink hulle lewe is verby, op 30. Weet jy dat die grootste veranderings in jou lewe eintlik kom, van 30 af? Jy sal sien, mense wat groot beroepskeuses maak, doen dit eintlik op die ouderdom van 30 jaar. Dat jy sal besef, jy kan nie 'n klein babietjie wil doop en sê daardie baba glo nie. Want jy moet kom op 'n plek waar jy kan glo. En Jesus het vir ons gewys, hy's gereed gewees op 30. Waar jy ook al is, in God se periode, in God se kalender, hoef nie eers te wees, as ek 30 is, gaan ek my lewe regmaak nie. Dit moet wees by die plek waar jy is,
waar jy kan hoor, God het jou lief. Jy kan 13 ook wees, as jy tot daardie besef kom, God het jou lief. As jy in daardie toestand in jou lewe is, jy weet nie wat kant toe nie. Het jy nie nodig dat 'n ander deur vir jou oopgaan nie, behalwe die hemelse deur, dat God jou lief het. Want as jy klik God het jou lief, gaan jy loop en gaan jy glo. Hy gaan vir jou deur oopmaak, wat niemand sal kan toemaak nie. Hy sal nie, as jy 'n geknakte riet is, jou afbreek nie. Hy sal nie, as jy 'n lampet is, wat so rook, wat so moeg is, sal hy nie uitdoof nie. Ons moet kom op daardie plek, waar Jesus was. So moet dit gebeur, Johannes die Doper, so. Ek moet ingaan in hierdie water. Ek moet onder hierdie water verdwyn. Ek moenie onder hierdie water bly nie. Ek moet uitkom, sodat ek ontvang God se liefde, sy woorde, God het my lief. En as ek klik God het my lief, dan sal ek meer bewus wees van die Heilige Gees, die Gees van God wat op my rus. Volgende week gaan ek verder met jou praat. Wat het met Jesus gebeur, toe hy uit die Jordaanrivier begin uitstap het? Want daar's 'n groot waarheid daarin. Jy kan nie net bly waar jy is nie. Jy kan nie net bly in die plek wat snoesig, wat warm, wat veilig is, dat God jou lief het nie. Jy gaan met daardie liefde van God moet stap. En dan gaan jy agterkom hoe lief God jou werklik het. Jy weet, baie keer hoor ons hierdie woorde. Hoe sal my geloof getoets word, as daar nie toetse oor my pad kom nie? En ek en jy wil nie hierdie goed hoor nie. Want baie keer in my eie lewe ook, selfs vanoggend, het ek hierdie gebid. Kan ek nie net pause kry nie? Kan ek nie net iewerste onder 'n boom gaan sit en my kosblikkie oopmaak en my Ouros botteltjie drink en my broodjie eet en my koekie eet nie? Kan ek nie net ergens pause hê nie? Dis so ons baie keer voel. Dis so die mense voel met wie ek te doen kry. Jy kan. Daar is pause. Jy noem dit jou binnekamertyd. Waar jy is, as jy hier binnekant ingaan, en jy gaan vat net daardie oomblik. God het my lief. Hy het my lief, net soos ek is. Net soos ek is, het hy my lief. Soos ek is, het hy my lief. Daar's 'n groot verskil tussen dit wat ek baie keer doen, wat sonde is, wat God haat, en in wie ek is, in Christus. God het my lief. En hoe meer daardie liefde my oorwin, hoe minder kan die sonde wen. Kom ons weet vanoggend, as ons die beker drink van danksegging, God het my lief. Kom ons weet vanoggend, as ons die liggaam eet, van Jesus se wonde, God het my lief. Here, ek bid, en ek vra U nou, in Jesus naam. Here, waar ons sien, waar Jesus in die Jordaan gestaan het, waar Johannes hom gedoop het, waar Jesus onder die water ingegaan het. Here, in gees
net soos wat ek in gees ook in sy liggaam was toe hy gekruisig is, weet ek is uit Christus Jesus, ek is in hom, sy woord in my. Here, gaan ek in hierdie Jordaan, in Jesus in. Here, ek vat my calling in die liggaam van Jesus Christus. Ek voel hoe Jesus uit die water uit opkom. Ek kom saam met hom op. Ek kyk op en ek sien die Heilige Gees soos 'n duif op my neerdal en die Gees van God. Ek maak my oë oop en ek kyk op en ek hoor hoe die vensters van die hemel bo my kop oopskuif en ek hoor my God se stem. Ek het jou lief. Jy het 'n welbehae in my. En dis my groot oomblik en dis my diep oomblik. En ek bid nou dat ek dit nooit sal vergeet nie. In Jesus naam, Vader. Amen.